Goeiedag en baie welkom. Wat 'n voorreg om so ook saam te reis, ook in hierdie oggend, en wanneer jy ook stil word. Ons plaas ons lewe in die hande van die een wat ons omvorm. En ons plaas onsself op hierdie afdruk of hierdie bloudruk van die kruis. Dat ons as ware onsself hiervoor beywer. Ons plaas onsself sodat die een ons kan vorm, om gelykvormig en verenig met hom te leef. Dit bring mee dat dit wat sy agenda is, ons agenda word. En dan skryf Paulus vir die ouens hier in Korinthe, skryf hy die volgende ons teksgedeelte, vers 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 21. Hy skryf: die boodskap van die kruis van Christus is wel ons en vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, die krag van God. Daar staan tog geskrywe: die wysheid van die wyses sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van die wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God en sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Ek hoor later daar, dink sommer later daar in Markus 9 is die woorde, die wat glo kan alles. Vir die wat glo kan alles. En die boodskap van die kruis is onsin vir die wat verlore gaan. Die boodskap van die kruis, maar die wat gered word is dit die krag van God. Die absolute dryfveer. Die feit dat daar vir ons, dat ons verenig is met Christus, maar dat daar 'n nuwe pad is, 'n pad wat Christus kom loop het om daardie versoening te bewerkstellig. En as ons aan die kruis dink, of ons dink aan die koninkryk van God, en ons dink aan die wêreld, die koninkryk van hierdie wêreld, in die wêreld waarin ons leef, dan staan hierdie twee koninkryke en wêrelde lynreg teenoor mekaar. Maar Christus uiteindelik vir ons hoor, die wat eerste sal laaste wees. Hy sal geringes verhoog, hoogmoediges sal tot 'n val kom. In Matteus 5, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En hierdie omgekeerde koninkryk, dit word amper hierdie vorm, hierdie weg van die kruis. Die kruisweg, 'n omgekeerde pad, Christus se pad. En vir die wêreld is dit ons, maar vir my en vir jou is dit die krag van God, omdat ons daarin glo. Dat dit nie die wysbegeerte of die slim denke van die dag is wat ons hiertoe dring, of hier in hierdie boodskap of in hierdie goeie nuus laat glo nie, maar dat dit krag van God is wat werk. Mag ek en jy dit ook so beleef. Mag dit so wees, dat dit vir my en vir jou kragtig is. En mag mense ook daardeur iets van Christus beleef, iets van die koninkryk, hierdie omgekeerde koninkryk beleef. Here, baie dankie dat ons aan hierdie boodskap kan vashou, en ons bede is, o Here, dat ons broos is, maar ons weet ook, Here, U het ons in hierdie wêreld geroep, om juis anders in hierdie koninkryk na te streef. So bid ons, Here, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied, so ook in die hemel, net so op die aarde. Ons bid dit in U wonderlike naam. Amen. Seën vir jou, tot 'n volgende keer.